elke kind van God aan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid dien. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u, dat God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons kyk na die tekens van die tye en wat het Dani Botha daaroor te sê. Nou die belangrike vraag is, het Dani Botha die kronologie van gebeure verkeerd of het hy dit reg? Nou ons gaan hom toets in die woord van die Here. U moet onthou, daar kom 'n laaste week van Daniël, daar kom 'n 7 jaar periode waarin al 7 seels in vervulling sal gaan en daarom moet ons as gelowiges verstaan waaroor dit gaan, wanneer vind dit plaas en wat is die doel daarvan. So kom ons spring dadelik weg. Nou hierdie skrifgedeelte is my baie belangrik, 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Ons is nie hier om mekaar aan te val nie. Ons is hier om mekaar reg te help in liefde, mekaar te weerlê, te reg te wys in die liefde van die Here, met betrekking tot hierdie belangrike onderwerp. So kom ons gaan kyk daarna. Die eindtyd gebeure gaan in 'n kronologiese volgorde plaasvind. Met ander woorde, agtereenvolgende gebeure. Alhoewel Openbaring nie geskrywe is in agtereenvolgende gebeure of kronologies nie, is die 7 seels absoluut 100% agtereenvolgens. Dit gaan gebeur in 'n kronologiese volgorde. Nou, dis baie belangrik dat ons as gelowiges die eerste 6 seels sal verstaan wanneer dit plaasvind met betrekking tot die wederkoms van Christus. Nou, ek gaan nie vandag oor die 7de seel praat nie, dis die wraakoordele van God. Dis 'n onderwerp op 'n ander geleentheid, maar ons gaan vandag fokus op die eerste 6 seels. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Dani Botha, waarin hy verduidelik dat daar 'n moontlike nukleêre ontploffing gaan plaasvind na aanleiding van die oorlog tussen Iran en Amerika. En dan sê hy dat daar wêreldwye hongersnood gaan wees, soos Jesus gesê het, en dan gaan die wegraping plaasvind. Nou kom ons gaan luister wat hy sê en kyk of dit werklik in konteks is met die skrif. Kom ons gaan kyk. Kan dit dalk wees dat daar net 'n ou bommetjie val op een van daai reaktors? En dan het ons 'n wêreldwye krisis. Maar ek het goeie nuus vir u. Die Here het gesê, wanneer julle hierdie goed hoor, oorlog, gerugte van oorlog, pestsiektes, hongersnood, met hierdie olie wat nou so duur geword het en die petrol wat so duur geword het, die hongersnood is voor ons, dis hier. Dit moenie nog kom nie, dis hier. Dis oor die hele wêreld. En dis wat Jesus gesê het. Maar hy het gesê, moenie verskrik word nie. Hoekom nie? We are waiting for the blessed hope of his glorious appearance, Titus 2 vers 13. Ons wag vir die glansryke verskyning van die Here Jesus uit die hemel. Maar ek wil net begin deur te sê, ek wil vir Dani graag reg help. Jesus het nie gesê, wanneer die hongersnode en die pestsiektes en die gerugte van oorloë kom, dat jy nie verskrik moet wees nie, want dan gaan die glorious appearing plaas van die wegraping van die kerk nie. Hy het dit nie gesê nie. Hy het gesê, hierdie dinge wat plaasvind is die begin van smarte. Dis nie die einde nie. Dan sê hy, julle sal oorgegee word aan verdrukking en al die tekens wat daarna plaasvind, die abomination of desolation en so meer. Maar kom ons gaan kyk wat sê Dani Botha. Hy sê die moontlike nukleêre ontploffing kan plaasvind en dan praat hy van die hongersnode wat wêreldwyd gaan plaasvind. En dis wat Jesus sê. Nee, Jesus het dit nie gesê nie. Hy het gesê die begin van smarte vind plaas in die eerste 3,5 jaar van die laaste 7 jaar periode. Nou hier is die laaste week van Daniël. Jesus het hier gepraat, in die eerste 3,5 jaar gaan daar oorloë wees, gerugte van oorloë, pestsiektes, hongersnode. Hy het nie gepraat van voor die 7 jaar periode, soos wat Dani Botha hier wil aandui nie. Dit gaan nie daar plaasvind nie. Dan verwys hy na die woorde van Jesus, as julle hierdie dinge sien gebeur. Nou in Lukas 21 vers 28 praat Jesus, hy sê, as julle hierdie dinge sien gebeur. Watter dinge praat Jesus van? Absoluut van hierdie dinge wat gaan plaasvind, die kosmiese tekens. Hy sê al die dinge, met ander woorde, dis van die begin van die 7 jaar
tot by die kosmiese tekens. Hy sê, as julle dit sien gebeur, dan moet julle opkyk, julle verlossing het naby gekom. Jesus het nie gesê julle moet hier opkyk nie. En dis wat Dani Botha te kenne wil gee, dat hier 'n pre-trib rapture gaan plaasvind. Absoluut gaan dit nie gebeur nie. Kom ons gaan kyk na 'n volledige kaart net ter inleiding van hierdie video, so jy kan verstaan wat is die tydlyne en wanneer gaan wat gebeur. Goed, hierdie is die laaste week van Daniël, die 7 jaar periode tot by die wit pyltjie. Nou Jesus het hier gepraat van die eerste 4 seels, die perde wat hardloop, Openbaring 6 vers 2 tot 8, dit wat Matteus 24 vers 4 tot 8 verduidelik, Jesus se woorde, is presies wat in Openbaring 6 vers 2 tot 8 verduidelik. En dis wat Johannes gesien het, hy het absoluut gesien wat Jesus geleer het. Dan sal die 5de seel oopmaak, dit beteken die middel van die 7 jaar begin, die abomination of desolation vind plaas. Hy sê, dan sal daar 'n groot verdrukking wees. Nie soos die pre-trippers leer, 'n 7 jaar groot verdrukking nie. Die groot verdrukking is hierdie tydperk na die middel van die 7 jaar, wat beëindig word by die 6de seel, die kosmiese tekens in die hemelruim, wat natuurlik die harpazo wat gaan plaasvind. Maar Jesus sê hierdie tyd, hy sê daar was nog nooit so tyd, daar sal nooit weer so tyd wees nie. Jesus het gepraat van die vervolging, die groot verdrukking, die regering van die antichrist, wat hier gaan plaasvind. Nie van die 7 jaar in totaliteit, as dit die tyd van ongekende probleme en smarte wat daar nog nooit was nie. Jy sien, hulle lees die skrif uit konteks uit. Dan sal die wraak van God in die 7de seel geopenbaar word. Dan sal Jesus aan die einde van die 7 jaar, by die slag van Armageddon kom, dit sal plaasvind heel aan die einde van die 7 jaar, en dan sal hy terugkom op 'n wit perd, saam met sy uitverkorenes. En dis belangrik. So dis die volgorde van gebeure, wat die gaan plaasvind, vir die mense wat nie verstaan wat die pre-rapture aanbetref nie. Dit vind plaas by die 6de seel, na die verkorte groot verdrukking, voor die wraak, dis hoekom dit pre-raf is. Hier's nie 'n raf hier nie. Die pre-raf is hier, en dis wanneer die kosmiese tekens 'n aanduiding is, dat die dag van die Here, Joel 2:28 tot 31, die dag van die Here, the day of the Lord, gaan plaasvind. En dit is in konteks wat die skrif leer. Nou goed, kom ons gaan kyk na Dani Botha se volgende videoklip, waar hy praat van die tekens van die tye, en dan verwys hy na die vyeboom as Israel, wat nie so is nie. Ons gaan die verduideliking daar gee. Kom ons gaan luister. Kry jouself gereed. Hou op om rond te kyk en mense te kritiseer vir allerlei goed. Mense wat jou waarsku om te sê, hey, die tekens is hier. Hierdie geslag gaan nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur het nie. Die geslag wat die vyeboom sien bot het. Israel is nou 77 jaar oud. Daai geslag gaan nie verbygaan nie. Daai geslag is amper klaar. Dani Botha, dis nie die geslag waarvan Jesus praat nie. Die geslag waarvan Jesus praat is wat die laaste 7 jaar gaan sien en die tekens wat daarin gaan plaasvind. Hy sê die vyeboom is Israel, wat Matteus 24 vers 32 tot 34 na verwys. Maar dis nie die vyeboom is nie Israel nie. Kom ons gaan kyk. Dis opvallend dat Jesus in Matteus 24 vers 31 tot 31 eerder praat van die wederkoms en die gathering van die saints, en dan sê hy, leer van die vyeboom in hierdie gelykenis. Dit verwys na die tekens van die tye, Matteus 24 vers 4 tot 28, dis die tekens van die tye. Met ander woorde, die eerste 4 seels, die groot verdrukking, abomination of desolation, en dan die kosmiese tekens. Die geslag wat daar die tekens sien, sal nie verbygaan nie. En dis baie duidelik. Dit praat nie van die geslag wat lewe van 1948, 77 jaar, dit is nie waarvan Jesus praat nie. Die vyeboom is nie Israel in hierdie verband nie, maar wel die tekens wat gaan plaasvind tydens die laaste 7 jaar, en die geslag wat daardie tekens sien gebeur, sal nie verbygaan, totdat alles gebeur het nie, en dis baie duidelik. Nou Jesus sê, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al die dinge gebeur het nie, verwysende dat dit wat in die laaste 7 jaar gaan gebeur, het geen betrekking op Israel nie, en dis waar dit buite konteks het. Kom ons gaan kyk weer na daai kaart.
Dit is vir my tog belangrik dat ons die kaart sal wys dat mense 'n prentjie kan hê van wat gaan gebeur. Hy sê dat hier, voor hierdie groen pyltjie, is die 77 jaar bestaan van Israel en die geslag wat hier leef, sal nie verbygaan voordat alles gebeur. En dan sê hy, dan gaan die wegvoering plaasvind. Dis nie waarvan Jesus praat nie, hy praat van hierdie tekens, hy praat van die abomination of desolation, en hy praat van die groot verdrukking. Hy sê, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Met ander woorde, tot by die 6de seël word alles afgesluit, die wederkoms vind plaas, die wegvoering van die kerk van daar plaas, die pre-rapture, dan is alles verby. Daardie geslag sal nie verbygaan nie. En dit is tog baie, baie duidelik. Nou kom ons gaan luister na Dani Botha se volgende kaart waar hy praat oor die slag van Armageddon. Nou wil ek net voor ek dit gaan sê, hy sê die slag van Armageddon, dit is waar, gaan hier plaasvind aan die einde van die 7 jaar, maar hy sê daardie kosmiese tekens gaan hier plaasvind. Dit is nie wat gaan gebeur nie. Dit vind plaas by die wederkoms, die verskyning van Christus in die hemelruim tot in die lig. Nou kom ons gaan luister wat Dani Botha daaroor te sê. En die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Want 'n dag, watter dag is dit? Dis die dag met Armageddon, net daarna wanneer die Here kom, wanneer die son sy word soos 'n harige sak en die maan bloedrooi word en die sterre uit die hemel uitval. En die Here Jesus kom, that's the terrible day. Vir ons met die wegraping 7 jaar voor dit, nou enige oomblik, is it the great day of the Lord. Maar vir hulle, daai dag wanneer hierdie klomp pride, LGBTQ, daar gaan baie min van hulle dan oorwees, vanweë die 7 jaar verdrukking. Die Bybel sê die mense sal skaarser wees as goud van Ofer. Nou ja, ek weet nie hoekom Dani Botha verwys na die LGBT nie, die woord van die Here praat van sondaars, alle sondaars gaan gestraf word by die dag van die Here. Nou verwys hy hier na Armageddon as die dag van die Here, dat die son hier verduister en maan bloed gaan soos bloed word en so meer, Matteus 24:29 tot 31. Maar onthou, na die 6de seël moet die 7de seël oopmaak. So wil hy nou eintlik sê, by die slag van Armageddon sal die 6de seël plaasvind, en dan gaan die 7de seël plaasvind, waar die 1000-jarige vrederyk eintlik 'n aanvang moet neem. Kan jy verstaan, die konteks waarna hy die goed leer, is totaal verkeerd. Kom ons gaan kyk na die skets. The coming and great terrible day of the Lord. Dit is Joël 2:28 tot 31. U kan dit gaan lees, dit is baie duidelik, want die 6de seël bevat die oordeele van, dis wanneer die oordeel van God gaan begin, wanneer die harpazo plaase van dit, sal die vuur van God op hierdie aarde val, dis na die verdrukking. En dis baie, baie duidelik. Nou, hy sê dat die slag van Armageddon sal die terrible day of the Lord wees, terwyl die wegraping the great day of the Lord is. Maar kom ons gaan kyk, dis wat die woord in Joël 2 sê. Hy sê the coming great and terrible day of the Lord. Dis een gebeurtenis na die groot verdrukking. En ek gaan dit net vir julle weer speel net nou. Nou daai is die groot dag van die Here. Dit is absoluut die dag van sy wraak. Dis nie hy dink dis iets wat die great day of the Lord is voor die 7 jaar periode. Kom ons gaan kyk weer na die skets. Weereens, dit is maar net om te wys, hy dink die great day of the Lord gaan hier plaasvind, dis wanneer die pre-trib rapture gaan plaasvind, en die terrible day of the Lord sê, is hier by Armageddon. Nee. The great day and the terrible day of the Lord gaan hier by die 6de seël wees, dan sal die wraak van God val oor 'n goddelose wêreld. Nou wil ek vra, as dit hier moet plaasvind by Armageddon, hierdie kosmiese tekens en die terrible day of the Lord, dan beteken dat die wraak van God eintlik na die groot verdrukking moet aangaan, terwyl die Bybel sê dat die 1000-jarige vrederyk gaan begin. So Dani Botha, jou eksegese is totaal verkeerd. Kom ons gaan kyk na die volgende 2 videoklips van Dani Botha, waar hy dan natuurlik verduidelik dat die verdrukking gaan kom, soos die Here vir hom gesê het natuurlik, die Here het dit nie vir hom gesê nie, maar hy sê die Here het dit vir hom gesê, dan haal hy 2 Petrus 3 totaal uit konteks, maar kom ons gaan kyk dit na die 2 videoklips, en dan gaan ons daarvan 'n gesprek maak. Met die verdrukking en die groot verdrukking wat nou kom, wat hier is, wat die Here vir my gesê het, dit gaan gebeur. Daai verdrukking
gaan 2 miljoen mense per dag doodmaak. Laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie. Hy is lankmoedig oor ons. En hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan. Daai woord brand en vergaan en elemente is presies die woord wat gebruik word vir 'n atoombom. Dis dieselfde woord. God sê, dit gaan soos 'n atoombom wees wanneer hy kom. En daai dag gaan hulle in die rotse inhardloop en vir die berge sê, val op ons en bedek ons vir die toren van God wat kom. Nou ja, kom ons gesels net vinnig waaroor Dani Botha wat hy probeer verduidelik. In die eerste plek sê hy dat as die Here gaan kom, gaan dit soos 'n atoombom wees. Maar ek dig dan die pre-interpreteer dit gaan 'n stil, geheime wegraping sonder tekens. Niemand gaan dit eers weet nie, maar hy sê dit gaan soos 'n atoombom wees. Nou ja, dit wys jy klaar die eksegese totaal buite konteks. Die verdrukking gaan volgens hom gebeur, soos die Here aan hom verduidelik het gaan gebeur. Jy moet onthou vir hierdie jaar 5 September maand toe hy gesê, die Here het vir hom gesê, soos ek nou met u praat, helder en 'n duidelike stem, die verdrukking gaan nou gebeur 23-24 September. Nee, die Here het dit nie vir hom gesê nie, en die Here het ook nie vir hom gesê die groot verdrukking gaan begin by 'n pre-trib rapture nie. Die Here het gesê dit gaan plaasvind na die abomination of desolation. En dan sê hy daar gaan 2 miljoen mense per dag sterf. Nou, waar kry jy die syfers? Daar gaan miljoene Christene in die groot verdrukking sterf. Miljoene, daar gaan baie sterf. Maar ons weet, daar gaan ook mense sterf in die eerste 3,5 jaar. Maar dis die begin van smarte. Maar kom ons gaan voort. Dan gebruik hy 2 Petrus 3 vers 10 buite konteks voor ons nou daarby gaan kom, wat daar staan, die elemente gaan versmelt, die dag van die Here gaan wees soos 'n atoombom, sê hy. Daai dag hardloop mense in die rotse in vanweë sy toren. 2 Petrus 3 vers 10 is na die groot verdrukking. Dis nie voor die groot verdrukking nie. Hy sê, wanneer dit gaan plaasvind, dis nou by 'n pre-trib rapture, dan gaan die mense in die rotse in hardloop in die berge. Wat sê Jesus, wanneer vind dit plaas? Wanneer gaan hierdie mense in die rotse en in die berge in hardloop en sê, val op ons? By die 6ste seël. Openbaring 6 vers 12 tot 17, gaan lees dit baie duidelik. Dis wanneer mense gaan sê, berge bedek ons, val op ons, die toren van die lam het gekom. Nie voor die 7 jaar of by die begin van die 7 jaar nie. Nou ja, en dan sê Dani Botha, hy het nie vroeër gesê dat die kosmiese tekens, nou my vraag is, het hy dit nie gesê nie? Hy het gesê, dit vind plaas by die slag van Armageddon. Maar hier sê dit vind weer plaas in die begin van die 7 jaar, want dis wat Openbaring 6 vers 12 tot 17 sê. Nie by Armageddon nie, maar by die 6ste seël. Maar hy plaas dit nou weer by die begin van die 7 jaar, as die wegraping plaasvind, dit gaan mense in die berge in hardloop. Dis nie wat die woord sê nie, dit vind plaas na die groot verdrukking by die 6ste seël. Goed, kom ons gaan luister na sy volgende videoklip, waar hy dan natuurlik praat van die oordeele wat gaan plaasvind na die pre-trib rapture, en dis die terrible day of the Lord sê. Kom ons gaan luister. Kry jou lewe reg, leef vir die Here, en na mate ons hierdie dag sien aankom, laat ons nie die onderlinge byeenkoms verag nie, of verontagsaam nie, maar na mate ons hierdie dag sien aankom, laat ons mekaar waarsku. Die Here in die hemel is op pad, en saam met hom kom sy oordeele, met die groot dag, die terrible day of the Lord. Joel 2, daarby vers 32. Nou hier is dit baie duidelik dat hy sê God se oordeel is op pad, dis na die pre-trib rapture, as jy mooi verstaan en hoor wat hy sê, die Here is op pad en saam met dit kom die oordeele, maar Joel 2:31 verwys na die 6ste seël, dit wys na die kosmiese tekens, en dit is die great and terrible day of the Lord, soos ek al reeds net nou verduidelik het. Maar Dani Botha beskou dit is iets wat by Armageddon gaan plaasvind, en dan sê hy ewe skielik dit gaan by die eerste, in die begin van die 7 jaar na die pre-trib rapture plaasvind. Ek weet nie wat Dani Botha wil hê nie, want die tekens van die dag van die Here
is daar die kosmiese tekens, en dit is die 6ste seël wat gaan plaasvind, en dan sal die dag van die Here aanbreek. So Dani Botha verstaan, lyk my nie die kronologiese volgorde van gebeure nie, want hy plaas dit eers by Armageddon, en dan plaas hy dit weer by die begin van die 7 jaar na 'n pre-trib-rapture. Jy kan sien, dis hoe hulle praat, en dis absoluut baie die mekaar. Ons moet verstaan, wat is die volgorde van gebeure? En dit is hoekom baie mense glo in 'n pre-tribulation rapture. Hulle glo die wraak van God begin na die pre-trib rapture. Dit is nie die geval nie. Maar ons gaan later 'n geleentheid bietjie breër, bietjie meer uitwy oor hierdie onderwerp. Wat is God se oordeele, wat is seëls en wat is nie. Kom ons gaan luister na sy laaste videoklip, waar hy dan sê dat die verdrukking kan nie begin, met ander woorde, die antichrist kan nie geopenbaar word, alvorens die wegraping plaasvind het, met ander woorde, die teenstander, die teehouer uit die weggeruim is nie. Totaal buite konteks, weer eens verstaan hy nie die volgorde van gebeure nie. Kom ons gaan luister. Baie mense sê, nee, die verdrukking het reeds begin. Die verdrukking kan nie begin voor die restrainer, voor dit wat hom teehou uit die weggeruim is nie. 2 Tessalonisense 2:3 en tot 7. Ons moet eers uit die weggeruim word, dan word die antichrist geopenbaar. En Boeta, dan gaan die poppe dans hieronder. Dan moet jy weet, dan sal die mense weet wat is verdrukking. Dis wat ek daar gelees het, in daai psalm wat ek gelees het, voor Psalm 103. Dat die aarde gaan skud en bewe. Op 'n ander plek sê hy, God se neus gaan rook uitkom van sy toren wat gaan kom na hierdie aarde toe. Nou ja, die antichrist, natuurlik die Satan in die vlees, wat geopenbaar gaan word, wanneer? Soos dat hy daar sit in die tempel. Hy gaan in die middel van die 7 jaar geopenbaar word, nie voor die tyd nie. En Dani Botha sê baie duidelik, dat ons moet eers uit die weg geruim word. Dit staan nie in die Bybel nie. Ek weet nie wat lees hy nie, maar hulle verdraai die skrif in 2 Tessalonisense 2, waar het sê, totdat hy wat uit die weg geruim is, hy wat nou teehou. Het sê, nergens is die kerk nie. Dit sê, nergens is die kerk nie, maar hulle wil het graag daar, eise Jesus in die skrif inlees, om te kan, om 'n pre-trib rapture te kan promoveer. Nou, die verdrukking kan nie begin voor die restrainer uit die weg geruim is nie, sê hy. Ons moet eers uit die weg geruim word, dan word die antichrist openbaar, dan sal die mense weet wat die verdrukking is, die begin, die toren van God, sê hy. Dani, dit is nie wat die woord leer nie. In die eerste plek, ek het reeds gesê, die restrainer is nie die kerk nie. God is die een wat teehou, wat die antichrist teehou, dat hy op sy tyd geopenbaar kan word, eers in die middel van die 7 jaar, wanneer hy in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is. Dis wanneer hy geopenbaar word wie hy is. Hy sê, dan sal mense weet wat die verdrukking is. Die verdrukking begin nie in die begin van die 7 jaar nie. Dis die eerste 3,5 jaar, as die begin van smarte. Hoekom moet ek dit altyd herhaal? Mense verstaan nie die goed nie, maar die groot verdrukking begin in die middel van die 7 jaar. Dis wat die Here geleer het. En die toren van God, na die groot verdrukking, by die 6ste seël. Dis die orde van gebeure wat gaan plaasvind in die laaste week van Daniël. En so baie mense is mislei, want hierdie goed, as jy het oor en oor vir hulle verduidelik, dan glo dit as die waarheid, terwyl dit nie die waarheid is nie. Die woord van God is duidelik, dan moet sekere goed plaasvind, voordat die wederkoms kan plaasvind. En 2 van die belangrike goed, is die apostasie en die openbaring van die antichrist. Daarna sal die dag van die Here kom, die wegvoering van die kerk. Goed, ek gaan afsluit. Gelowiges moet kennis neem van die volgorde van gebeure. Gaan vergewis jou wat die woord van God leer, wat is die orde, die kronologiese gebeure in die laaste week van Daniël. Die kerk van Jesus Christus gaan hier wees tot by die 6ste seël. Maak jou gereed, ons gaan daar wees. En dit is belangrik om jouself voor te berei, eerder as om mislei te word. En dit is vir my baie, baie ernstig. Maar ja, tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.